Goeiemôre. Is vandag donderdag 14 November. Baie welkom ook by vandag se klankoordenking. Ons het in die vorige klankoordenking geëindig met Pontius Pilatus wat ons Here Jesus oorgelewer het om gekruisig te word. Ons kom nou by die laaste aanloop tot die kruisiging en die kruisiging self. En ek gaan vir ons twee gedeeltes uit die skrif uit voorlees, want ek moet eerlik sê, ek kan dit nie beter beskryf as wat die Heilige Gees het in die woord self beskryf nie. Lukas 23 vanaf vers 13. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: "Julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom gebring het nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na my toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en hom dan loslaat." Maar soos een man het hulle geskreeu: "Weg met hom, laat Barabbas vir ons los." Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat, maar hulle het aanhoudend uitgeroep: "Kruisig hom, kruisig hom." Die derde keer sê Pilatus vir hulle: "Watter kwaad het hierdie man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat." Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wou hê. Pilatus sê: "Ek sal hom laat gesel en dan loslaat." En hy het onder druk toegegee. Markus sê, nadat hy hom oorgelewer het, wel wetende dat hy onskuldig is, het hy hom inderdaad laat gesel. Al wat ons in Markus 15 vers 15 lees is, hy het Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Nou hierdie enkele woordjie van hy is gegesel is so ontsettend wreed en diep, en dit word nie in die skrif en in die evangelie spesifiek vir ons uitgestip nie. Baie kortliks net die proses van gesel destyds was, dit was 'n kort sweep met 4 arms aangewees, en aan daardie arms was daar stukkies yster, skerp voorwerpe en ook ronde balletjies vasgemaak. En 'n persoon wat gegesel is natuurlik sy klere is uitgetrek, hy is net van agter af gegesel, maar daardie verskillende houe het letterlik die stukke vleis uit die persoon uitgeruk. Dit was 'n verskriklike wrede vorm van geseling hierdie gewees. En die Jode het die bepaling gehad dat daar 39 houe gegee mag word, niks meer nie. Die Romeine het geen beperking op die aantal houe gehad nie, en hulle het met ander woorde letterlik ons Here Jesus met respek gesê flenter geslaan van sy rug en van agter af. So dan sê Pilatus het hom oorgegee om gegesel te word. Daarna lees ons in Markus het die soldate voortgegaan om ons Here Jesus te spot. Ek lees vir ons Markus 15 vanaf vers 16. Die soldate vat Jesus toe na die binnehof van hulle hoofkwartier en hulle roep 'n hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle vir hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon op en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin begroet en gespot en gesê: "Ons groet u, koning van die Jode." Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en vir hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle hom eer wou bewys. En nadat hulle hom klaar gespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek.
Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Hierdie persmantel is natuurlik die spot met 'n koning, want per slot van rekening Pilatus het vir die Jode gesê, hier is julle koning, hy is die koning van die Jode, en die Romeinse soldate het nou op hierdie aanklag het hulle verder gegaan en ons Here Jesus gespot. U is die koning, en vir hom hierdie perskleed en doringkroon aangetrek. As mens al hierdie evangelies saam lees, dan lees ons Here Jesus is gespot, hy's geklap, hy's gespoeg, hy's geskop, met stokke geslaan. Alles ook nadat hy gegeesel is. Hy was al klaar flenters geslaan gewees en dan doen hulle dit nog verder ook. En het ons Here Jesus nie self in Markus 10 vers 34, toe hy die derde keer sy dood aangekondig, uitdruklik gesê vir sy disippels, dit is wat gaan gebeur, dat hy geskop, geklap, gespoeg en met stokke geslaan gaan word. Dit was die marteling wat ons Here Jesus alles deurgemaak het. Dan lees ek verder in Markus 15. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. En die geleerdes is dit eens, ons Here Jesus was op daardie stadium al so swak na die geeseling en alles wat hy deurgemaak het, dat hy nie sy eie kruis kon dra nie. En een van die evangelies noem ook dat hy dit nie kon doen nie. En daarom het hulle dan vir Simon van Sirene, wat van buite die stad af gekom het, hy was die pa van Alexander en Rufus, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Hierdie wyn met mirre is 'n verdowingsmiddel. Maar ek wil ons Here Jesus het ons lyding op hom geneem, juis sonder verdowing. Hy moes die volheid van God se toorn gelei het, en daarom het hy geweier om dit te drink. En toe kruisig hulle hom, hulle verdeel sy klere onder mekaar, deur te loot oor wat elkeen moet kry. Psalm 22 vers 19 word daar al reeds gesê dat hulle oor sy klere sal loot en hulle sal dit verdeel. Die kruisiging self ontsettend wreed. Die interessante is, in die evangelies word nêrens melding gemaak van spykers nie. Eers daar in Kolossense word genoem dat hy met spykers aan 'n kruis geslaan is en dat die skuld wat ons aangegaan het, letterlik soos briewe, ook aan daardie kruis vasgespyker is saam met hom, omdat hy dit alles in ons plek en vir ons moes lei. En dan lees ek uiteindelik hier in Lukas 15 weer, dit was 9 uur die môre toe hulle hom gekruis het. En die rede waarom hulle hom gekruis het, was op 'n bordjie aan die kruis gebring. Dit wat Pilatus gesê het, die koning van die Jode. Saam met hom was daar ook 2 rowers gekruisig, die een regs, die een links van hom. En ons ken die geskiedenis, die een wat hom gespot het, die ander ene wat tot inkeer gekom het en die spottende ene ook tereggewys het en hom daarop gewys het dat hulle twee is ter dood veroordeel omdat hulle dit verdien, maar ons Here Jesus is onskuldig ter dood veroordeel. En dit was ook een van die kruiswoorde wat ons Here Jesus op geantwoord het, waar hy gesê het, as u vandag in die paradys kom, dat jy asseblief aan hom ook moet dink. Dit was hierdie een gekruisigde saam met hom. Maar dan lees ons ook, dit was nie die einde nie. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê, toe, jy wat die tempel afgebreek het en in 3 dae weer opbou, red jouself, kom van die kruis af. En net so ook die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het ook gespot en onder mekaar gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, hier sluit hulle ook nie weer aan by Pilatus se verskriklike woorde, hier is die koning van julle koning. Nou spot die priesterhoofde, laat hierdie Christus, laat hy wat sê, hy is die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en dan in hom kan glo.
So is ons Here Jesus dan letterlik ook aan hierdie vervloekte kruishout gespyker met ontsettende voorafleiding, met geweldige lyding aan die kruis en ook met die permanente bespotting van die Jode en die priesterhoofde kom van die kruis af. Here ons Here, weer eens die ontsettende gruisaamheid van die kruisiging en ons besef ons het aandeel daarin. Dit is oor ons sondes dat U Here Jesus gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het. Dankie dat ons weet dat die skuldeise van ons sondes aan daardie kruishout ook vasgenaal is, dat dit U genade, U bewys van liefde ook vir ons is. Ons bely dat ons so maklik net getuig, ja, U is gekruisig, maar ons sal nooit die ontsettende lyding en die gruwsaamheid daarvan ooit kan besef nie, Here. Dankie dat dit was in ons plek, ter wille van ons. Ons leef in dankbaarheid teenoor U vir wat U, Here Jesus, vir ons gedoen het. Aan U alleen al die eer. Amen. Seën vir jou.